Het jy al ooit gedink aan chirurgus as die mees gevorderde padbeplanners op aarde? Maar hulle werk nie met teer en beton nie, hulle werk met die are van die menslike liggaam. En soms, wanneer een van daardie hoofweë heeltemal geblokkeer is, moet hulle ongelooflike kreatiewe ompaaie bou om 'n lewe te red. Goed, kom ons duik reguit hierin. Hier is die sentrale vraag vir vandag. Wat gebeur as die mees direkte roete, die een wat op papier die beste lyk, eenvoudig net nie 'n opsie is nie? Miskien is die pasiënt net te siek vir 'n reuse operasie, of dalk het vorige operasies die hele area in 'n soort gevaarsone verander. Wat doen jy dan? OK, om te verstaan hoekom hierdie slim ompaaie nodig is, moet ons eers die probleem self bekyk. Die beste manier om hieraan te dink, is om jou liggaam se bloedsomloopstelsel te sien as 'n massiewe, komplekse netwerk van paaie. Jou aorta en jou iliake are, dit is die hoofsnelweë. Dis die N1 wat bloed van jou hart af al die pad na jou bene toe vervoer. So wanneer hierdie hoofare deur siekte geblok word, is dit letterlik soos 'n totale stilstand en spitstyd. Niks kom deur nie. En die gevolg, die bene begin swaar kry, want hulle kry nie meer daardie suurstofryke bloed wat hulle nodig het. Nou, die sogenaamde 'n goue standaard oplossing klink eintlik heel eenvoudig. Chirurge bou basies 'n nuwe stuk snelweg, 'n oorplanting of 'n graft, om daardie verkeersknop direk te omseil. Dis die mees doeltreffende roete en dit gee gewoonlik die beste langtermynresultate. Maar wat gebeur as jy nie eers by die konstruksieterrein kan uitkom nie? En dis presies wat die dinge moeilik raak. Die direkte, reguit benadering is nie altyd moontlik nie. Daar is soms ernstige padblokkades in die pad wat chirurge dwing om 'n heeltemal ander plan te beraam. So jy het basies 3 groot probleme. Eerstens, party pasiënte is eenvoudig net te broos vir 'n massiewe buikoperasie. Tweedens, as daar hope littekenweefsel van vorige operasies is, iets wat chirurge 'n vyandige buik noem, kan dit ongelooflik gevaarlik wees om weer daar te probeer werk. En derdens, as daar infeksie in die area is, wel, dink daaraan so. Dis soos om 'n splinternuwe pad deur 'n giftige afvalstortplek te probeer bou. Jy gaan net daai nuwe oorplanting ook besmet. So, as die hoofweg gesluit is, wat doen jy? Wel, jy bou 'n ompad. Maar hierdie is nie sommer enige ompaaie nie. Dis hier waar geregiese vindingerikheid regtig na vore kom. Die sleutelwoord hier, die een wat alles verander, is ekstra anatomies. Dit beteken letterlik buite die normale anatomie. So, in plaas daarvan om die verstopte aard direk aan te pak, skep die chirurg 'n heeltemal nuwe roete vir die bloed om te vloei ver weg van die gevaarsone. En dis nogal interessant, hierdie is nie een of ander splinternuwe tegnologie nie. Hierdie tegnieke is ontwikkel kort na die oorspronklike direkte omleidings, al in die 1950s. Hulle was nog altyd die plan B, die noodroetes wat ontwerp is vir die heel moeilikste situasies. Goed, so hoe lyk hierdie spesiale ompaaie in die praktyk? Wel, daar's 3 hoofplanne en elkeen het sy eie unieke kaart en sy eie spesifieke doel. Die eerste een is seker die mees algemene en as jy daaroor dink, die mees logiese. As jy 'n blokkasie aan net een kant het, hoekom sal jy nie bloed van die goeie kant leen om die ander kant te help nie? Hierdie prosedure word 'n femorovemorale omleiding genoem en dis eintlik briljant in hoe eenvoudig dit is. 'n Oorplanting word onder die vel, oor die skaambeen, getonnel om die gesonde slagaar in die een lies met die siek slagaar in die ander te verbind. Dit is 'n relatief lae risiko manier om bloedvloei te herstel sonder om eers naby die buik te kom. Maar, wat gebeur as albei hoofpaaie na die bene geblokkeer is? Dan moet jy 'n bron van bloed van veel hoër op in die liggaam kry. Hoe klink die arm vir jou? Dit word 'n akselfemorale omleiding genoem. Hier word 'n lang oorplanting vanaf die slagaar in die oksel, onder die sleutelbeen, al langs die kant van die liggaam afgetonnel, tot by die femorale are in die lieste. Dis 'n ongelooflike lang ompad, ja, maar dit vermy daardie vyandige buik heeltemal en dien as 'n absolute lewenslyn vir pasiënte wat geen ander opsies het nie. Nou vir ons laaste ompad. En hierdie een, wel, dis miskien die mees gespesialiseerde en slimste van die lot. Dis ontwerp vir 'n baie spesifieke en baie gevaarlike probleem, 'n ernstige infeksie in die lies. Die obturatoromleiding is soos 'n geheime tonnel. Chirurge gaan binne in die buik in, vind 'n natuurlike opening in die bekkenbeen wat die obturator foramen genoem word, en dan ryg hulle 'n oorplanting daardeur. Dit laat hulle toe om die besmette lies heeltemal te omseil en bloed direk na die been te herstel. Dis tegnies baie moeilik, maar dit is dikwels die enigste manier om 'n been te red wanneer die lies 'n totale rampgebied is. Maar, en hier is die maar,
Daar's 'n kompromie. Hierdie slim ompaaie, so lewensreddend soos hulle is, presteer nie heeltemal so goed soos die direkte supersnelwegroetes nie. Hulle is langer, die bloedvloei is stadiger en hulle is meer geneig om met verloop van tyd te val. Maar vir 'n pasiënt wat op die punt staan om 'n been te verloor, is 'n werkende ompad oneindig beter as geen pad. Nou sit jy seker en dink, met al die moderne, minimaal indringende tegnologie wat ons vandag het, al die stents en ballonne, is hierdie ou skooloperasie seker nou al uitgedien, reg? Wel, die teenoorgestelde is eintlik waar. Kyk, sedert die 1950s het ons die opkoms van endovaskulêre tegnieke gesien. En ja, dit het baie pasiënte gehelp, maar daar is 'n groeiende groep mense, ouer, sieker mense, vir wie hierdie tegnieke net nie die ideale oplossing is nie. En hier is die deurslaggewende punt van die hele storie. Ons het 'n verouderende bevolking. Mense leef langer, maar hulle leef met meer komplekse gesondheidsprobleme. Vir hierdie ouer, broser pasiënte is 'n minder veeleisende ompadoperasie dikwels 'n baie beter en 'n baie veiliger opsie as 'n reuse direkte operasie. Om dit bietjie in perspektief te plaas, selfs die mees algemene van hierdie ompaaie, die femorofemorale een, het 'n kans van ongeveer 70% om nog oop te wees na 5 jaar. Dis nie perfek nie, nee, maar dink daaroor. Dis 'n uitstekende resultaat vir 'n prosedure wat ledemate en lewens red in pasiënte wat andersins min opsies gehad het. En dit som dit eintlik perfek op, net soos die bronmateriaal dit stel. Hierdie vaardighede is nie oorblyfsels van die verlede nie. Hulle is absoluut noodsaaklike gereedskap in die moderne chirurgse arsenaal. Dis die kreatiewe oplossings wat jy nodig het wanneer die standaard speelboek nie meer werk nie. So dit los ons met 'n laaste nogal interessante gedagte. In 'n wêreld wat mal is oor robotte en hoë tegnologie stands, bewys hierdie dekades oue, slim ontwerpte ompaaie iets belangriks. Soms is die mees elegante oplossing nie die nuutste een nie, maar die een wat 'n lewensreddende omweg om die onmoontlike bied.